Ek wil vanoggend gou iets met jou deel. Ek en my vrou was so rukkie terug, was ons by 'n troue gewees, nou doen ek die troue, en klein troue, pragtige plek, pragtige mense, nou doen ek die troue, en na die troue sit ons by die tafel, en om ietsie te kry om te eet, baie rustig, baie elegant, regtig amazing gewees. En nou sit ons by die tafel, nou is 'n klein groepie mense, nie baie mense nie, so daar's een lang tafel, wat almal by sit, een tafel. En nou is die tafel so, hy's so op die stoep, en onder die dak, en dan beweeg hy hierdie kant toe uit, en dan is daar 'n gedeelte wat nie onder die dakkie is nie. En dis hier vroeg in die middag, en nou doen ek die troue, nou sit ons daar by die tafel, en nou by die tafel, weerskante, is daar by elke persoon is daar 'n kers aangesteek. Nou kyk ek na hierdie kerse, en al die kerse brand. Nou kyk ek na die kerse, en die kerse wat onder die dakkie uit is, lyk anders as die ander. En ons sit aan hierdie kant, buitekant, waar nie onder die dakkie is nie, en die wind waai. En die wind waai daar deur, maar die wind waai nie daar onder die dakkie nie. En ek kyk na hierdie opset, en ek ervaar iets, en Vader praat met my, terwyl ons daar sit, en ek vra vir my vrou, ek sê, hoorie, so kyk gou na die kerse. Sy kyk na die kerse, ek sê, wat sien jy? Sy sê, alright, kom ek vertel vir jou wat ek sien. En sy sê, dat wanneer jy beskut is, en die wind is nie daar nie, dan brand jy nie so vinnig uit nie. Ek sê, okay, alright, dis mooi. Ek sê, maar kom ek praat gou met jou, en ek sê vir jou wat ek sien. En Vader praat met my uit 'n klompie kerse. Nou sien ek dat die kerse, daar's 2 kerse wat nie onder die dakkie is nie. En die wind waai daardeur. Nou sien ek daai kerse het redelik vinnig afgesak, en dit brand vinniger as die ander. Die ander het nog steeds, hy's bo, en hy brand nie vinnig nie, maar die vlammetjie brand. En ek sê vir haar, kom ek sê gou vir jou wat sien ek. En ek sê vir haar die volgende, ek sien hierdie kerse, wat onder die wind is. Nou die wind verteenwoordig Heilige Gees, Vader se teenwoordigheid. Ek sê, wanneer jy in Vader se teenwoordigheid is, het jy 'n geestelike diepte, wat ander nie het nie. En die ander kerse is nog bo, hy het nog nie afgesak nie. Ek sê, daai kerse ervaar nie die wind nie. Alhoewel die vlammetjie brand, ervaar hulle nie die teenwoordigheid nie. Hulle is nie konstant in Vader se teenwoordigheid nie, so hulle het nie die geestelike diepte as wat die ander het nie. En ek praat met my vrou daaroor, en ek besef maar, dis presies hoe mense se lewens is. Want baie mense wil eerder beskut wees, kyk die vlammetjie brand, en hulle dien Vader, maar hulle wil eerder beskut wees en beskerm wees, want jy sê, ek wil nie te veel in Vader se teenwoordigheid wees nie, ek wil nie te veel getoets word nie, ek is okay waar ek is. Maar die ander 2 kerse het ek ervaar en beleef dat as gevolg van die wind, het daai kerse vinnig gesak, en ek besef maar, dit praat oor geestelike diepte. Dit praat oor 'n geestelike volwassenheid, wat ander mense nog nie bereik het nie. En dit vat my na die woord toe, en die woord kom praat hier, in die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 3. En hy sê, en ek broeders kon nie met julle spreek, soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Messia. En ek het julle met melk gevoed, en nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Met ander woorde, Paulus sê, ouens, die vlammetjie brand. Die vlammetjie brand, daar's bekering, die vlammetjie brand, maar julle het nie 'n geestelike diepte, wat ek eintlik verwag van julle nie, want julle kom nie onder die teenwoordigheid van Jahwe nie. En ek wil hierdie boodskap vandag vir jou bring. En ek wil jou vandag bemoedig, dat jy sal tyd spandeer met Vader. Want die oomblik wanneer hoe meer jy in sy teenwoordigheid is, hoe meer jy tyd saam met hom spandeer, hoe meer gaan jy 'n geestelike diepte ervaar in jou lewe, en dis wat ek en jy nodig het. Want wanneer die omstandighede kom, en wanneer die storms kom, en wanneer die druk op hierdie aarde kom, en jy het nie die geestelike diepte nie, gaan jou vlammetjie baie maklik uitgedoof word. En ek en jy kan dit nie toelaat nie.
Inteendeel moet ons gereed wees vir wat op hierdie aarde gaan gebeur. Jy sien wanneer die woord kom in die boek van Hebreërs en hy praat ook oor hierdie aspek dat ons moet geestelike volwassenheid bereik. En hy sê dat geestesvermoë is vir die ouens wat dit beoefen. Wat die geestelike vermoëns beoefen. So met ander woorde, jy kom in Vader se teenwoordigheid. Jy stap so 'n bietjie uit die skuit uit en jy begin op die water loop en jy begin hom vertrou en te loof vir wie hy is. So moenie net in jou gemaksone sit nie. Nee, kom bietjie uit in Vader se teenwoordigheid sodat jy 'n geestelike diepte kan ervaar wat ander dalk nie het nie. Halleluja. Ek wil hierdie met jou gedeel het vandag en dat jy vandag net bemoedig sal word om aan te hou bid en aan te hou om Bybelstudie te doen en aan te hou om Vader se teenwoordigheid te soek en toe te laat dat die Gees van God in jou lewe werksaam sal wees. So mense van my kant af, dis altyd 'n voorreg om met jou te gesels. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Wees geseënd. Geniet jou Dinsdag. Tot volgende keer. Shalom.